En het die kontinente werklik miljoene jare geneem om uitmekaar te skuif? Die oppervlakte van die aarde bestaan eintlik uit 'n mosaïek van rigiede plate wat elkeen beweeg soos wat die ander een beweeg. Die wegbeweging van die kontinente van mekaar word kontinentale drywing genoem. Volgens een van die teorieë wat gebruik word om kontinentale drywing te verduidelik, genaamd katastrofiese plaattektonika deur Dr. Baumgartner, kon die spoed waarteen die kontinente uitmekaar beweeg het tot 150 voet per sekonde gewees het. So, dit is super vinnig. Dit is meer soos 'n kontinentale naloop as kontinentale drywing. En dit het waarskynlik gebeur toe sekere plate onder ander plate ingegly het. Ons noem dit subduksie. So die oopbreek van die fonteine het veroorsaak dat die superkontinent oopgebreek het met die plate wat uitmekaar beweeg het, onder mekaar ingegly het en soms teen mekaar gebots het om vandag se bergreekse te vorm. Op hierdie manier het die kontinente binne slegs 'n paar maande tot in hulle huidige posisies verskuif. Die feit dat die fonteine eerste genoem word, dui vir ons aan dat die belangrikste waterbron waarskynlik 'n ondergrondse bron was. Met ander woorde, dit het vanuit die aarde as ook vanuit die see gekom. Hierdie fonteine het vir 150 dae of 5 maande lank aangehou met spuit. Daar was ook 'n ander tipe fontein wat in hierdie tyd oopgebars het, en dit was natuurlik die opgaarplek van die ondergrondse gesmelte rots of magma. Daar is vandag 'n groot hoeveelheid vulkaniese rotse wat wyd verspreid tussen die sedimentêre gesteentes voorkom. Die sedimentêre gesteentes is tydens die vloed neergelê. Dit is baie waarskynlik dat hierdie oopbreek van fonteine ook 'n hele reeks vulkaniese uitbarstings ingesluit het. Veral daar waar die warm nuwe seevloer onder die kontinente begin induik het. Ons noem dit subduksiezones. Groot hoeveelhede water is in die proses vanuit die aarde vrygelaat en hewige aardbewings en tsunamies het plaasgevind. Het jy geweet dat tot 70% van dit wat uit 'n vulkaan kom, eintlik water in die vorm van stoom is? En die sluise van die hemel is geopen en die stortreën was op die aarde 40 dae en 40 nagte lank. Dit het vir 40 dae en nagte lank aanhoudend gereën.